die meeste van ons gaan dit nie op hierdie stadium eindig goed nie. Die jaar was vir die boerdery moeilik. Baie mense het net gelyk gebreek of nie. Baie van die ander besighede trek as gevolg daarvan swaar of net eenvoudig as gevolg van COVID. En daar's mense wat nie by geliefdes kan uitkom nie, wat nie 'n Vadersdag saam met hulle paas kan spandeer of saam met hulle kinders nie. En die probleem is dat daar's nie noodwendig veel van 'n vooruitsig nie. Ons kan nie waarborg dat dinge gaan beter raak nie. En natuurlik die impak op die kerk is ook baie duidelik. Die feit dat ons min mense is, die feit dat die finansies druk, dit is nie iets wat die kerk vryspring nie. En dan praat ons nie eers van die emosionele vlak. Mense wat in 'n diep depressie ingegaan het oor die inperkings, oor die feit dat daar geen vryheid meer is nie, dat hulle nie by mense kan uitkom soos wat hulle wil nie. En ja, dat mense geliefdes verloor het. Dit is 'n realiteit. En ek probeer nog glad nie om almal vanoggend negatief te praat nie. Ek probeer nie ons mismoedig te maak nie, maar ek dink tog ons moet realisties wees en vir mekaar sê dit is taaf. Dit is regtig moeilik. Nou natuurlik is dit in tye soos hierdie wat mens geneig is om ook geloofsvrae te begin vra. Niks eintlik so groot soos die teodiseë vraag wat dan nou is, die vraag: hoe kan 'n goeie God toelaat dat slegte goed gebeur? En dan sit mense in hakkies by met goeie mense, want dis gewoonlik die implikasie daarvan. Hoekom kan God COVID toelaat? Hoekom kan hy 'n goeie oes laat uitreën? Hoekom kan hy families uitmekaar uithou? Hoe werk dit? As julle gehoop het dat ek vandag vir julle so die antwoord gaan gee voor ek gaan nie. Dis 'n vraag wat ons met die belydensklas bespreek het nie lank terug nie. En ek kan vir julle 'n lang verduideliking gee en baie apologetiek, jy weet, die verduideliking van ons geloof, kan ek vir julle uitlê, maar dis nie wat die Here vandag op my hart gelê het nie, aan die hand van die teks wat hy vandag gegee het. Die teks wat ons vandag gaan saam lees is Job 38. En ek gaan ook vir ons uit die boodskapvertaling uitlees, maar dis nie 'n antwoord op hierdie teodiseë vraag nie. So as dit is wat jy verwag vandag, dis nie wat jy vandag gaan kry nie. Voor ons by die hoofstuk se lees uitkom, net so 'n bietjie Job se storie. So Job is eintlik 'n bietjie van 'n onbekende karakter. Die plek van waar hy kom is eintlik nie 'n bekende plek nie. En die naam Job is ook nie 'n baie bekende Hebreëse naam nie, so dis 'n goeie kans dat hy nie eens 'n Hebreër was nie, maar hy was iemand wat naby aan God geleef het. Dit lees ons heel aan die begin, in die eerste paar hoofstukke. Hy is iemand wat vir God gedien het, wat vir God persoonlik geken het. Die naam van God hier is ook nie net 'n toevallige naam wat ‘n godheid beteken nie. Hulle gebruik die naam Jahwe, so hy het vir God wat ons ken, ook persoonlik geken. En hy het vir God gedien, en om die waarheid te sê, die Bybel gaan so ver om te sê, daar was niemand soos hy, daar was nie 'n gelyke vir hom, in terme van sy liefde en sy getrouheid. Dan ken ons die storie. Daar is hierdie ontmoeting in die hemele, waar die Satan na God toe kom en vir hom sê, die enigste rede hoekom mense jou aanbid, is omdat jy vir hulle goed gee. Vat dit weg, en iemand soos Job, gaan jy nie meer aanbid. En dan laat God dit toe. Hy sê, okay, die eerste verloor Job al sy besittings. Daarna verloor hy sy familie, sy kinders, en dan 'n rukkie later ook sy eie gesondheid. En in daai dae het gesondheid ook geïmpliseer, as jy nie gesond was nie, veral 'n velsiekte soos wat hy gehad het, dan kan jy ook nie aanbid nie, jy kan nie in die tempel kom nie, jy kan nie by ander medegelowiges kom nie. So eintlik is daar so 'n bietjie iets van sy storie wat ons ook ken. Ek dink hy het net in die oortreffende trap beleef. So die storie van Job is dan, hy verloor alles, en dan vir meer as 30 hoofstukke in die Bybel sit Job en gesels met hierdie vriende van hom. En een na die ander sê hulle vir hom,
Daar moet 'n rede wees. God is regverdig. 'n Regverdige God gaan nie goed oor jou laat kom nie, sê jy moes iets verkeerd gedoen het. Dis die enigste afleiding wat hulle kan maak. 3 van die vriende hou die hele tyd aan nie mee. Net die 4de van die vriende, Elihu, is een wat dalk sê, maar ons kan nie vir God verstaan nie. Maar selfs hy sê ook, dan moet tog 'n verduideliking wees. En dan kom dit tot op die punt waar Job heeltemal moed verloor. Maar ten spyte van die feit dat sy vrou self vir hom sê, vervloek net vir God en kry dit agter die rug dat jou lewe net kan eindig. Hy vervloek nie vir God nie, maar hy vervloek wel sy eie geboortedag. Met ander woorde, hy sê, dit sou beter gewees het as ek net glad nie bestaan het. My lewe beteken niks, dit is net 'n ramp. Dit sou beter gewees het as ek nooit gebore was. En as hy op daai punt kom, dan kom God, en God antwoord hom. Maar God antwoord hom nie soos wat hy dit wou gehad het nie. En God antwoord hom nie soos wat ons dalk sou verwag, God moet nie. Op daai stadium, as iemand se lewe tot op daai punt gekom het, dan is die een vraag wat ons sou hê God moet beantwoord is, hoekom? Verduidelik net, hoekom is die lewe soos wat dit is? Wat is die antwoord wat hy kry? God antwoord hom, en ons lees hier van vers 4 af. En God antwoord hom met vrae, eerder as antwoorde. God sê vir hom, waar was jy toe ek die aarde se fondamente gelê het? As jy sodanig baie weet, sê my, wie het besluit hoe groot die aarde moet wees? Toe, jy weet tog seker, nie waar nie? Wie het die aarde afgemeet? Waarop is die voetstukke van die aarde neergesit? Wie het die hoeksteen gelê? Die môresterre het saamgesing en al die hemelse inwoners het van blydskap geskreeu toe dit gebeur het. Wie het vir die see grense gemaak toe dit onstuimig begin uitborrel het? Ek het die see met donker wolke toegemaak. Ek het besluit hoe ver die see kan spoel. Ek het die strande gegee om die see op sy plek te hou. Ek het gesê, jy mag net tot hier kom en nie verder gaan nie. Hier moet jy skuimende golwe stop. Job, jy het jy al ooit vir die oggend gesê om te begin en die dag laat verstaan wanneer om aan te breek? Die daglig versprei tot by die verste dele van die aarde. Die lig wat oral skyn, maak dit onmoontlik vir die misdadiges om weg te kry. Die lig skud hulle uit hulle wegkruipplek. As die dag breek, sien 'n mens eers net die vorm van die berge en die valleie op die aarde. Dit lyk soos 'n vorm wat in klei afgedruk is, of die voue van 'n stuk klere. Die lig maak dit vir die misdadigers moeilik om mense te pla. Dit keer hulle om met hulle geweld voort te gaan. Job, het jy al gaan kyk na die bronne waar hy die see borrel? Het jy al diep in die see op die bodem, het jy al diep in die see op die bodem rondgeloop? Het iemand al vir jou gewys waar die hekke van die dood is? Het jy die ingang na die doderyk gesien? Het jy enigsins 'n idee hoe groot die aarde is? Sê vir my as jy dit alles weet. Weet jy waar die lig vandaan kom? Ken jy die blyplek van die donker? As jy dit weet, sal jy ons daarin kan terugvat. Maar natuurlik weet jy dit. Jy was toe mos al gebore en jy leef mos al lank. Was jy al by die plekke waar die sneeu geberg is? Het jy al die plekke gesien waar die haal opgegaar word? Ek het dit daar reggehou vir tye wanneer daar moeilikheid en oorlog sal wees. Hoe kom 'n mens by die plek uit waar die son opkom? Waar begin die oostewind oor die aarde waai? Wie het 'n kanaal oopgekap vir die reën wat neerstort? Wie het 'n pad vir die donderstorm oopgemaak? Wie maak dat die reën op die dorre woestynland val wanneer enkele mens te sien is? Wie sorg dat dit droë en dor land nat word sodat daar gras en die grond kan groei?
Het die reën 'n pa? Waar kom dou vandaan? Wie is ryk en eise maak? Waar kom dit vandaan? Die boonste laag water wat die diep waters toemaak, vries so hard soos klip. Kan jy die 7 sterre met 'n band vasbind? Of kan jy die bande van Orion losmaak? Het jy enigstens beheer oor die sterre? Kan jy die sterrebeelde op 'n vasgestelde tyd laat opkom? Kan jy die beer met haar kleintjies oor die hemelruim laat beweeg? Weet jy hoe die reëls van die hemel werk, sodat alles daar regloop? Weet jy wat se invloed dit op die aarde het? Kan jy vir die wolke skreeu en dan laat hulle reën op jou neerstort? Kan jy weerlig laat slaan waar jy wil hê dit moet? Sal die weerlig jou gehoorsaam? Wie gee 'n innerlike aanvoeling vir dinge en wie maak dit moontlik om iets te verstaan? Wie het die vermoë om al die wolke te kan tel? Wie kan hierdie waterhouers van die hemel omkeer sodat dit reën? Die reën laat die droë grond in modderklompe verander. En dan gaan hy aan. Dit stop nie daar nie. Hoofstuk 39, hoofstuk 40. Die hele tyd is God besig om vir Job vrae te vra. Om die waarheid te sê, 64 keer vra God vir Job vrae. Nou, as dit miskien vir jou klink so sarkasme, dit is nie bedoel om sarkasme te wees nie, dit is 'n retoriese vraag. Dit is 'n vraag waar die antwoord eintlik van selfsprekend is. Was jy daar toe die aardse fondamente gelê is? Nee, natuurlik nie. Natuurlik was jy op nie daar nie. Wie het besluit hoe groot die aarde moet wees? Net God self. Ons hoef nie baie slim te wees om te weet wat die antwoorde is. Dis vanselfsprekend, dis voor die hand liggend, dis duidelik. Dis die antwoorde. Dis net God. Nou weer eens, as ek in Job se posisie was, of sy vrou of sy vriende, dan sou ek 'n antwoord wou gehad het. En dis nie wat hierdie is nie. Of dis nie hoe dit voel nie. 'n Antwoord is iets wat mens kan verstaan. Dis iets wat jy jou kop om kan kry en jy kan sê, okay, nou maak dit sin. Al die swaar kry wat ek beleef het, nou maak dit sin. Nou kan ek weer vir God vertrou. En dis juist ons probleem. Ons dink, as ons net genoeg kan verstaan, as ons net eers kan sin maak van wat met ons gebeur in ons lewens, dan kan ons weer gelukkig wees. As ons net verstaan, dan kan ons weer ons vreugde vind. Dan kan ons weer ons geloof vind. Maar daar's 'n groot probleem in hierdie manier van dink. Die groot probleem is ons kan nie. Ons kan eenvoudig nie verstaan nie. So met antwoorde gaan ons nooit die wêreld se probleme oplos nie. En daardeur sê ek nie ons mag nie vra nie. Natuurlik mag ons. Dis 'n deel van ons geloof. Daardeur sê ek ook ons mag nie mismoedig wees nie. Natuurlik mag ons. Die Psalms is vol daarvan. Van Dawid en ander skrywers wat sê ek kan net nie meer nie. Maar ons vertrou nog steeds die Here. So om vrae te vra en te probeer verstaan is nie 'n fout nie. Om antwoorde te gee vir mense wat vra het is ook nie 'n fout nie. Maar ons gaan altyd beperk wees. En daar gaan altyd goed wees wat ons nie kan verstaan nie. So Amerikaanse teoloog J.D. Greer het 'n boek geskryf met die titel Not God Enough. En wat hy daarin sê is, een van die fundamentele probleme van mense wat sukkel met geloof is dat ons dink, as ons net genoeg verstaan, dan gaan ons kan glo. As ons net vir God kan saamvat, dan kan ons hierdie slegte goed verduidelik en dan kan ons weer glo. Maar hy sê, Greer sê, die probleem is nie is God goed genoeg? Dis die vraag wat mense die hele tyd vra. Dis die ding waaroor ons die hele tyd wonder. As ons net kan verduidelik, dan kan ons sê, maar God is eintlik goed genoeg. Maar dis nie die probleem nie. Ons grootste geloofsvraag is eintlik nie of God goed genoeg is nie. Of die vraag is eerder, is ons God genoeg? Die God wat jy aan glo, die prentjie van God wat jy aan vashou, is dit God genoeg? Die groot probleem
hoekom sê Greer dat ons dink God is eintlik soos 'n mens. Hy's net 'n bietjie groter en 'n bietjie sterker en 'n bietjie slimmer en 'n bietjie wyser as wat ons is. Maar hy's nog steeds op so 'n vlak waar ons hom kan verstaan. As dit die God is wat jy aanbid, dan aanbid jy nie die God van die Bybel. Dis nie die God wat ons van lees nie. Hierdie God is altyd groter as wat jy kan dink. Dis altyd groter as wat jy kan beleef, as wat jy jouself kan verbeel. Ons woordeskat kan nie God se grootheid vasvang nie. En totdat ons dit besef, gaan ons altyd vashak by, is God goed genoeg? Maar dis eintlik die vraag nie. Die vraag is eintlik, is God regtig God genoeg? Dit wat jy verstaan, is dit regtig groot genoeg? As God dan hierso met Job praat en hy praat oor die hemelruim, dan is hy eintlik besig om vir Job te verduidelik hoe ongelooflik klein ons as mense is en hoe ongelooflik groot hy is. Hy's eintlik besig om 'n perspektief hier te stel. Nou, daar's 'n bietjie van wetenskap wat ons nou al meer verstaan as wat Job en sy tydsgenote kon. Jy weet, met teleskope en alles kon ons al 'n bietjie meer van sterre en planete verstaan as wat hulle kon. So, as jy moet raai hoeveel sterre is daar in ons eie Melkweg? Ok, gaan nie verwag julle moet die antwoord gee nie. Hulle praat van omtrent 1 biljoen in ons Melkweg. Dis 'n rofweg skatting, is 'n afronding of 'n opronding, maar dis min of meer waarop dit neerkom. Maar die probleem met getalle soos 1 miljoen en 1 biljoen is, ons kop kan dit nie lekker vasvat nie. Ons is eintlik te klein. So, om dit vir ons te help verstaan, hoeveel is 1000 sekondes gelede? Hoe lank terug is dit? Dis so 17 minute terug. Dis miskien net so kort voor ek begin preek het. Van julle dink daar nie, dominee, jy preek al 'n uur. Maar nee, dis omtrent so 17 minute terug. Dis 1000 sekondes. Hoe lank is 1 miljoen sekondes? Dag, paar dae. Dis so 11 en 'n half dae terug. Hoeveel is 'n biljoen sekondes? Paar weke, paar maande. Dis so 32 jaar terug. As jy gewonder het, so met ander woorde, 'n biljoen sekondes is so min of meer toe Macaulay Culkin alleen by die huis gelaat is in Home Alone. Dis so min of meer toe Terminator 2 uitgekom het of Rocky 5. Ja, dis scary, maar Rocky 5 is al daai tyd daar. Ek self kan min daarvan onthou. Ek was toe net so touch oor 'n jaar oud. So net minder as 32 as mens nou presies wil wees. Hoeveel is 'n triljoen sekondes? Dit vat ons terug na so 29.000 voor Christus toe. So, die rede hoekom ek hierdie sê, by the way, dis omtrent toe Rian kry wat ons die eerste uitsending gedoen het, maar die rede hoekom ek hierdie noem is sodat ons kan verstaan net hoe getalle werk. Daar's 'n drastiese verskil tussen 'n biljoen en 'n triljoen sekondes. Kom ons praat 'n bietjie oor die skepping. Ons het gesê daar's so 'n biljoen sterre in die Melkweg. Hoeveel sterrestelsels is daar? Dis eintlik so 'n bietjie onmoontlik om te sê. Maar wat die wetenskaplikes al kon kry is omtrent so 'n triljoen. Of nee, ekskuus, 1000 triljoen. Nee, wag. Triljoen, ekskuus. Sterrestelsels. Sê weer? $1,050,000,000, ja. Okay. Elkeen van hulle, as hulle so groot is soos die Melkweg, dis 'n skatting, het met ander woorde 'n biljoen sterre. Ons son is eintlik nie een van die grootste sterre nie, maar kom ons sê ons son is die gemiddelde ster, se grootte. Ons son kan so 1,3 miljoen aardes vat. Okay? Ons aarde
is so om en by 6 biljoen triljoen kilogram. Meeste van ons kan op 'n baie goeie dag ons eie gewig optel. So, ek wil as jy hierdie goed nou alles bymekaar sit, dan begin mens op 'n baie menslike, baie eenvoudige vlak net besef wat die verskil is tussen 'n mens en God. Ons kan nie eers 'n paar kilogram maak nie. God maak dit alles in voorheen. So, ons moet op geen manier dink dat ons vir God kan verstaan. Ons moet op geen manier dink dat ons God se manier van werk kan verstaan. Al wat ons van God kan verstaan, is dit wat hy kies om vir ons te wys. En God kies om vir ons te wys dit wat nie heeltemal ons brein kan breek. Jesus gebruik metafore en gelykenisse om vir God vir ons te verduidelik. Maar die werklikheid is, God is net soveel groter. En nog steeds twyfel ons. Dis die vreemde ding is, nog steeds kry ons dit reg om te twyfel in hierdie God en te sê, maar kan God regtig vir ons uitkoms bring? Kan God regtig ons finansiële of ons emosionele of ons geestelike toestand kom oplos? Kan hy regtig ons sondes vergewe? Kan hy regtig ons foute wegvat? Is hy regtig in staat? Nou, ek word so 'n bietjie getroos deur die ouens in die Bybel. Abraham wat eintlik maar baie regtig met engele gesels het en hulle het vir hom gesê jy gaan 'n nageslag hê en nog steeds toe hy in Egipte kom, toe sê hy vir die mense daar, nee, Sara is eintlik my suster want hy's bang hulle maak hom dood. Dis net geen vertroue nie. Dawid wat die vriend van God genoem word, hy skryf in Psalm 89, Here, ek sien U nie, ek hoor U nie, ek weet nie waar U is nie. Punt. Ons dink meeste van die psalms eindig met nog steeds gaan ek nie vertrou daai net nie. Dit is net 'n eenvoudige ou wat sê ek sien nie die antwoord nie, ek sien nie die uitkoms nie. Jesus se eie disippels stap vir 'n klomp jaar saam met hom, sien hoe hy gekruisig word, sien hoe hy opstaan uit die dood uit, stap nog 40 dae saam met hom waar hulle nog wonderwerke beleef en hoor wat hy vir hulle leer oor die koninkryk. En dan kom mens op die dag waar hy opvaar na die hemel toe. En ons nog steeds van hulle wat twyfel. Dit is net so in ons menswees, omdat ons nie kan verstaan wie God is. En ook, omdat ons prentjie anders lyk. Dit wat ons dink, dit moet wees. Dis vir ons die antwoord. Toe God met Job kom praat het, toe het Job 'n antwoord gewag. Ons ken die storie van Job as die storie van 'n ou wat alles verloor het en aan die einde weer alles teruggekry het. Maar daai stukkie aan die einde, dis nie einde waar die boek van Job gaan nie. Dis 'n epiloog, dis eintlik maar net 'n afronding van die storie. Dis nie die kern. Die kern van die boek Job is hoofstuk 38 tot 41. God wat antwoord en sê, besef net vir 'n oomblik wie jy is en wie ek is. Want as ons besef wie God is, dan kan ons eintlik niks anders doen as om voor hom neer te val, soos Job in hoofstuk 39 vers 36 sê, ek is eintlik niks. Of Jesaja, as hy die Here ontmoet wat sê, dis klaar met my, want ek is onheilig. Of Petrus, as hy vir Jesus ontmoet wat sê, ek is 'n sondige mens. Wanneer ons vir God regtig ontmoet, dan besef ons hoe klein ons is. Dan besef ons hoe min ons verdien. En dis juist dan, wanneer God vir ons sê, moenie bang wees nie. Ek ken jou. Ek kies jou. Jy is my kind. Dit is vir ons baie keer makliker om vir God as ons Vader te sien. Maar is jou God genoeg? As jy saam met Job sit, op 'n plek waar die dinge regtig goed gaan. As jy na jou eie lewe kyk, na jou eie situasie, na
goed wat jy wil verander. Miskien is jy alleen, miskien is jy nie gesond nie, of mense naby jou is nie gesond nie. Miskien is jy nog in rou. Miskien is jy gestres. En jy kyk na jou eie lewe en jy sê, ek sien nie 'n antwoord nie. Ek sien nie 'n rede nie. Ek sien nie 'n uitkoms nie. Dan wil ek vir jou vra, is jou God genoeg? Julle was my wonderlik van die storie van Job. Satan het gedink hy gaan wen, toe hy die uitdaging aan God stel. Hy het gedink hy gaan wen, deur moeilike tye te bring. En hy het nie. Want die storie van Job eindig nie met Job nie. 3-4 jaar later is nog steeds gelowiges wat bemoedig word deur 'n God wat selfs in die donkerte God is en in enige tyd 'n uitkoms kan bring. Niks word vir ons so duidelik niks verduidelik dit vir ons so duidelik soos die kruis self. Die donkerste tyd in geskiedenis, toe die Satan gedink het, dis die oorwinning. Toe is dit die tyd wat God die grootste oorlog en geveg wen. Ons God is God genoeg. Ek kan nie vir jou beloof God gaan vir jou 7 keer teruggee wat jy gehad het, soos wat hy met jou gedoen het nie. Maar dis nie punt. Jou God is God genoeg. Ek wil hê die musiekgroep moet vir ons vorentoe kom. Dan gaan ons gaan 'n lied sing waar ek wil hê jy kan rustig sit en daarna luister, of jy mag saam sing as jy wil. En dis 'n lied wat vra, wie is ek? En wat vertel, wie is God? From Zion to sky, so
Here ek bid dat U ons sal help om te besef wie U is, wie ons is, en dat U ons kies en ons stuur met al U krag, die Heilige Gees. Amen.